Shalom, goeiemiddag volk van Israel, vandag die 9de April, dit is nou amper 10 minute oor 5, en ek bring vir julle hierdie boodskap oor wat Vader hier sê in die woord, die wat my naam aanroep, sal ek red. Nou mense, ons moet een ding verstaan, as jy Vader gaan aanroep op 'n afgodsnaam, dink jy gaan luister na jou? Luister mooi wat ek sê. Want daarom sê Vader vir jou deur sy knegt Hosea, met ander woorde sy profeet. Hy sê in Hosea 2 vers 15, en in die dag spreek Jahwe, sal jy my noem my man, en jy sal my nie meer noem Baal nie, met ander woorde op die afgodsnaam nie. Hy sê dan verwyder ek die name van die Baals, die afgodname uit haar mond. Met ander woorde, die hoer, die kerke, Babylon, Christianity. En dit staan ook in Openbaring 18 vers 4. My volk kom uit onder haar. Het hy van kerke gepraat. Van Vader het nooit kerke gestig nie. Maar as ons die boeke van konings lees, dan sien ons in 1 Konings hoofstuk 11 en 12, het die Israeliete afvallig geword van die huis van Dawid. En tot vandag toe aanbid ons die afgode. Vader sê daarso in Joshua 23 vers 12, julle moenie met hierdie nasie saam met wie julle oorgebly het, se gode dien nie. En dis wat ons doen. Ons het hier aangekom 6 April 1652 en ons het die afgode gedien tot vandag toe. Voortrekker monument staan die mense 16 Desember en hulle staan voor eintlik 'n monument wat hulle gestig het vir die afgoderry. En ons volk weet dit nie. Ons volk dink, ja, dis die monument wat ons opgerig het. Maar ons ken nie die geskiedenis van die replika wat in Duitsland is, wat hier gemaak is nie. Want songod aanbidding is wat ons gedoen het. Wat het Piet Retief hulle gedoen in die laar? Want hulle wil 'n verbond gemaak het. En Vader sê, as jy verbond met hulle maak, sal ek die swaard agter jou uittrek en jou doodmaak. En dis wat gebeur het. 16 Desember 12 uur skyn die son presies op Piet Retief se beenere in die voortrekker monument. En ons volk weet dit nie, ons sit en slaap. Dis 'n afgoderry. Vader haat afgoderry. So my volk, vandag sê ek vir julle, kom ons keer terug na Vader Jahwe. Hy sê daar in die boeke van Sirach, die wysheid van Sirach, hoofstuk 44 vers 23, en die seën het op die hoof van Israel Jakob gerus, dis ons, die 12 stamme uit Jakob, wat Vader vir Jakob gesê, jy sal nie Jakob genoem word nie, maar Israel, dis ons, die verlore 10 stamme, die 12 stamme in Jakobus wat in verstrooiing is. En hy het hom bevestig in die seën en sy erfdeel aan hom gegee, en hy het hom gestel tot stamme, naamlik om te verdeel in 12. In die wysheid van Sirach, hoofstuk 45 vers 5, en hy het hom sy stem laat hoor en hom laat naderkom na die donker wolk, het Vader hier van Moses gepraat, en hy het die gebod in sy hand geplaas, die wet van die lewe en van verstandigheid om in Jakob sy insettinge te leer en sy getuienisse en sy regte aan Israel. Mense, dit is 'n ou gebod wat ons al van die begin af gehad het, wat hy daar vir ons in 1 Johannes 2 leer. So al wat ek roep vandag is, mense, kom ons keer terug. Kom ons luister na hierdie woord. En kom uit die kerke uit. Want Vader sê hulle soos wolwe wat prooi verskeer siele om te bring bloed te vergiet. As mense wanneer ek hulle praat, nee, ons gaan ons pastoor raadpleeg. Daai pastoor, jy sal hom binnekort sien wat Vader vir jou sê in Jesaja 30 vers 20.
Jou leraar sal hom nie langer verberg nie. Jou oë sal jou leraar sien. Dan gaan jy sien wie is hulle. Jeremia 23 vers 1, wie julle herders wat die skape verlei het. Mag Vader julle oë open en dat julle terugkeer en luister en nie die afgodsnaam roep nie. Sy naam is Yeshua HaMashiach, Yahweh, die Heilige van Israel, soos ons gesê het, die God van Israel. Dis ons Vader. Shalom en 'n geseënde middag vir julle. En as daar iets is om te deel met my, julle kan my skakel by 064 9466 312. Shalom. My naam is Frikkie Roubach. Sorry.